Goeiedag julle en welkom by Vrydag. Dis my so 'n voorreg om saam met julle na te dink oor 'n lewe van aanbidding, 'n lewe wat 'n glimlag op God se gesig bring. Maar ons het dan vir mekaar hierdie week gesê en ek hoop jy het saam ontdek dat aanbidding is baie meer as musiek. Aanbidding is 'n lewe wat antwoord op God se liefde vir jou. En hier is die ding, hoe beter ons hom leer ken, hoe natuurliker word daardie antwoord. En ons het gesien hoe liefde groei, hoe vertroue groei, selfs hoe liefde voete kry in jou lewe, in die manier hoe jy optree en praat en is. Maar daar is nog een vrug van 'n hart wat God beter leer ken, en dit is dankbaarheid. Nou, ek dink die dankbaarheid verander altyd ons omstandighede nie, maar dit verander definitief die manier hoe ons na ons omstandighede kyk. Paulus skryf aan die volgelinge van Jesus daar in Thessalonika die volgende: Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Nou, jy het dit seker al gehoor, maar ek wil dit net weer vir jou kom bevestig. Paulus sê nie ons moet vir alles dankbaar wees nie. Nee, hy sê ons kan in alle omstandighede dankbaar leef. Want dit is 'n groot verskil. Dink net vir 'n oomblik aan wie hierdie woorde geskryf word. Paulus skryf nie vanuit 'n gemakstoel nie. Hy het swaar kry geken. Paulus het teleurstelling geken. Paulus het vervolging geken. En tog praat hy van dankbaarheid. En hoe is dit moontlik om dankbaar te leef as die lewe druk en moeilik is? Ek dink die antwoord lê nie in Paulus se omstandighede nie. Dit lê definitief in die God wie Paulus ken en besig is om te leer ken. Paulus se vertroue in God het nie gegroei omdat sy lewe maklik was nie. Sy vertroue het gegroei omdat hy al hoe meer ontdek het wie Jesus is. En toe verander sy uitkyk, sy perspektief. Hy het geweet dat God se goedheid nie gemeet word aan hoe maklik sy lewe vandag is nie, of hoe goed dit gaan nie. God se goedheid is sigbaar in Jesus, en selfs in die kruis, die plek van pyn, en waar dit voel of Jesus verlaat is, daar sien ons hoe ver sy liefde strek. Daarom kyk ons nie eers na ons omstandighede om te besluit of God goed is nie, ons kyk na Jesus. Hoe beter ons God leer ken, hoe makliker begin ons sy goedheid rondom ons raak sien. Selfs op dae wat swaar voel, selfs wanneer gebede nie beantwoord word nie, en selfs wanneer daar nog vrae is. Dankbaarheid ontken nie die pyn nie. Dit herinner ons dat pyn nooit die hele storie is nie. En ek dink dit is hoekom 'n dankbare hart vir God so kosbaar is, hoekom dit 'n glimlag op sy gesig bring. Nie omdat hy ons dankbaarheid nodig het nie, maar omdat dankbaarheid wys dat ons oë al hoe meer oopgaan vir wie hy werklik is. En miskien is dit vandag 'n mooi manier om die week af te sluit. Voordat jy vanaand dink aan alles wat nog verkeerd is, vra jouself eerder, waar het ek vandag iets van God se goedheid raak gesien? Want miskien was dit in 'n vriend se boodskap, in 'n gebed wat vrede gebring het, in 'n lag om die etenstafel, in die wete dat Jesus jou nooit alleen los nie. Want hoe beter ons God leer ken, hoe meer ontdek ons dat daar altyd rede is om dankbaar te wees. So waar het jy vandag iets van God se goedheid raak gesien, wat jy dalk sou gemis het, as jy nie doelbewus daarvoor gekyk het nie? Kom ons bid saam. Vader, dis die gesindheid waarmee ons regtig wil leef. Ons wil in alle omstandighede dankbaar wees. Ons is dankbaar omdat ons weet U is vir ons. Ons is dankbaar want ons weet U het gekies om aan ons kant te wees. En dit is so, help ons, leer ons Heilige Gees om ons oë oop te maak vir die goeie goedes rondom ons, wat ons baie keer nie raak sien nie, omdat ons net die slegte beleef en ervaar. Want dankie, U is altyd betrokke en besig in ons lewens, en ons waardeer dit. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou mag jy weer vandag op verskeie plekke vasloop in God se goedheid, God se vrede en die vriendskap van die Heilige Gees.